Goeiemôre geliefde luisteraar. Ons vier vandag 'n baie besondere dag, Moedersdag. Alle moeders word vereer en daar word aan hulle dankie gesê. En ek hoop dat elke luisteraar wat luister, sal vanmôre moeite doen met hulle moeders. Ek wens dan alle moeders 'n geseënde Moedersdag toe. Ons weet dat die oomblik dat 'n vrou geboorte skenk, word sy 'n mamma. The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman exists, but the mother never. A mother is something absolutely new to a woman. Dit beskryf dit mooi, né? Maar hoe het Moedersdag ontstaan? Het u 'n idee waar kom Moedersdag vandaan? Wat is die oorsprong? Wie se idee was dit? Ons weet dat baie besighede vandag baie geld maak met hierdie idee. Maar waar kom Moedersdag vandaan? Natuurlik was dit die idee van 'n dogter wat haar moeder wou vereer. Moedersdag het begin toe Anna in 1906 saam met 'n klompie vriendinne 'n byeenkoms gehou het ter ere van hulle moeders. Dit was eers 9 Mei 1906 en presies 'n jaar nadat haar eie moeder oorlede is, het sy hierdie dag begin om moeders te herdenk. Die volgende jaar, op die tweede Sondag in Mei, het hulle 'n erediens in 'n kerk gehou. Moedersdag was dus van die begin af 'n dag waarop mense ook aan God gedink het om vir hom dankie te sê vir hulle moeders. Van daar af het die idee versprei en vandag word Moedersdag reg oor die wêreld op elke tweede Sondag in Mei maand gehou. Ek het nie besef dat Moedersdag word al so lank gevier nie. Ontstaan in 2014 en Moedersdag het begin die 9de Mei 1906. Baie interessant, né? Wat beteken 'n moeder dan vir ons samelewing? Iemand het die volgende gesê: Motherhood is a tough 24-hour job with no pay, no day off. Sometimes it is unappreciated, but yet to resign is impossible. If you're a mother, you're going to stay a mother for your whole life. A mother is a woman who is created by God to bring love, joy, happiness and care into His world. I am so glad God has created a woman to be a mother. Even though motherhood is a full-time job, a mother's work is never done. So, to every woman, happy Mother's Day. Wat behoort 'n moeder eerste vir haar kinders te doen? Kom ons gaan kyk na die verhaal van Hanna uit 1 Samuel 1 vanaf vers 10. Bitterlik bedroef het sy Hanna tot die Here gebid en bitterlik geween en sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van die diensmagd aansien en aan my dink en U diensmagd nie vergeet nie, maar U diensmagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Samuel moes baie lang hare gehad het. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here. So sy het gevra en sy het lank gebid, bitterlik bedroef en geween. Hanna was dan die jong vrou van Elkana, is kinderloos en diep ongelukkig daaroor. Tydens die gesin se jaarlikse besoek aan die heiligdom in Silo, stort Hanna dan haar hart voor die Here God uit. Sy huil so dat Eli die priesters eers dink dat sy dronk is en haar oor haar gedrag berispe. Nee meneer, sê Hanna vir hom, ek is maar net 'n vrou wat diep terneergedruk is. En ek weet, daar is vroue wat in dieselfde posisie is wat Hanna was, kinderloos. Maar ek glo, as u
dieselfde gaan doen as wat Hanna gedoen het, sal die Here ook u gebed antwoord. Sy sê dan verder, ek het my hart uitgestort voor die Here. As sy in die tempel gaan bid, hou Hanna niks terug nie, maar pak haar hartsbegeertes volledig voor die Here uit. Sy bid ook spesifiek. Sy vra God vir 'n seun en maak 'n belofte aan hom dat as sy haar gebed verhoor, sy hierdie seun aan hom sal teruggee. Onthou sy vra spesifieke seun. Maar sy beloof dan ook dat sy hierdie seun vir die Here sal teruggee. Dit wat ons ook moet doen wanneer ons kinders uit die Here se hand ontvang. Ons moet hulle aan die Here toevertrou. Soos Eli haar beloof het, raak Hanna dan swanger en word daar vir Hare en Elkana 'n pragtige seentjie gebore. Hanna kom haar belofte aan God na en neem klein Samuel na die tempel sodat hy vir die Here kan werk. Alhoewel dit vir haar baie moeilik moes gewees het om die seunskind vir wie sy so lank gewag en so hard gebid het af te staan. God beloon Hanna egter vir haar getrouheid. Hy seën haar met nog 3 seuns en 2 dogters. Dis 'n wonderlike verhaal van 'n vrou wat desperaat was om 'n baba in haar arms te hou, en dan beloof sy dat sy hom aan die Here sal afstaan, en so het sy dan ook gedoen. Wat sien ons gebeur in Lukas 18 vers 5, nog 'n voorbeeld. En hulle het ook die klein kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy die kindertjies kon aanraak. En toe sy disippels dit sien, het hulle bestraf. Maar kom ons lê die klem dat in Jesus se tyd het mammas hulle klein kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kon aanraak en seën. En dis wat ons ook as moderne mammas moet doen. Ons moet ook, wanneer ons dan kindertjies wil hê, bid en die Here vra, en wanneer ons dan kindertjies het, moet ons hulle aan die Here toevertrou, deur hulle vir hulle te bid en hulle te seën en die Here te vra om hulle te bewaar al die dae van hulle lewe. Maar kom ons kyk, wat gebeur ook in Matteus 20:20. Toe kom nog 'n moeder, die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom toe. Hierdie seuns was nie meer klein kindertjies nie. Hulle was groot manne. Maar nog steeds kom 'n moeder met haar 2 seuns. Ek sien in my geestesoog hoe het sy elkeen aan die hand. Dan buig sy voor die Here neer en om vir hom iets te vra. Wanneer ons om iets vra, dan bid ons tot die Here en dan maak ons ons begeertes mos aan hom bekend. En toe sê Jesus vir haar, wat wil jy hê? Hy vra hierdie moeder met hierdie groot mans haar 2 seuns by haar, wat wil jy hê? En sy antwoord hom, sê dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die regter en die ander aan die linkerhand. Nou ons weet nie wat haar motiewe was, wat haar beweeg het om dit vir die meester te vra nie, maar as ek daarna kyk, dan besef ek, ons as moeders wil ons kinders naby die Here hê. En dit is dan ons gebed vanmôre, my gebed met alle moeders. Of ons dan nou swanger is met 'n kind, die kind al gebaar het, miskien op skool is of uit die huis is. Ons as moeders het een begeerte, dat ons kinders een aan die linker, een aan die regterhand van die meester sal wees al die dae van hulle lewe. En dan sien ons nie die meester met ons fisiese oog nie. Weet ons as moeders, dat as ons bid en die Here vra, sal hulle naby aan die Here lewe. En as hulle sterwe, sal hulle veilig wees in die koninkryk van ons meester. So, wat moet 'n moeder eers vra of eers doen wanneer sy dan weet sy is swanger en gaan 'n kindjie baar, is om te sê, Here, ek vertrou hierdie kind aan U toe. En weet jy, ek het al baie getuienisse gehoor van moeders wat dit gedoen het en nooit spyt was dat hulle dit gedoen het nie. Ek het gehoor van een man wat in doodsgevaar was en hoe God hom gered het. Weet jy hoekom? Omdat sy moeder hom aan die Here toe vertrou het toe hy baie klein was. En dit moet ons doen
As kinders van die Here is daar net een plek waarheen ons kinders kan vat. En dit is na die meeste toe. Want sy trou is 'n skild en 'n pantser. En hy is die rots van die eeue. Hy is vir ons 'n rots waarin ons skuil, so moeders, wie julle aanspoor. As julle nog nie julle kinders aan die Here toevertrou het, vir hulle gebid het, julle hande op hulle gelê het en hulle geseën het nie, doen dit tog vandag, terwyl jou kind na jou toe kom, vandag, om die dag met jou te geniet. Sit jou hande op daai kind. Maak nie saak hoe oud die kind is nie. Sit jou hande op daai kind, seën daai kind, volgens Numeri 6 vanaf vers 24 tot 26. Doen hierdie seëngebed in Numeri vir jou kind. Seën jou kind, want daar's 'n ouerlike seën wat jou kind ryk maak en beskerm en beskud. En uiteindelik sal jou kind nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. Liefde moet die kern wees van ons moederlike opvoeding. 1 Tessalonisense 2:7 sê die volgende: Maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Wil klem lê op die woord koester. Die Woordeboek sê dat die koester beteken onder meer dat dis 'n lewegewende, weldadige liefde. Dit is soos die son wat op ons skyn, daai warmte en daardie jy voel net gekoester as dit in die winter is en jy sit so in die wintersonnetjie, dan koester daai sonnetjie se hitte jou net so is 'n moeder se liefde. Dit koester die kind in 'n lewegewende, weldadige warmte van ons liefde wat ons teenoor ons kinders bewys. Koester kan nog beteken liefderyk, versorging en vertroeteling. Saamgevoeg dis die soort menslike versorging van mekaar wat liefde en warmte en gemeensaamheid sal bring. So gesien klink koestering na 'n wonderlike ding. En dit is solank 'n mens 'n paar dinge nie vergeet nie. Om te koester is die polsritme van 'n gesinslewe. 'n Omvattende ouerlike taak is koestering in liefde. In die eerste plek behels dit al die dinge wat ouers kan doen om aan mekaar en hulle kinders die gevoel te gee dat hulle iewers behoort. Hulle is tuis en hulle is welkom, ingesluit en verbonde aan mekaar, dat die ouers die plek van samekoms is vir die gesin. Sien koestering dus in die volgende lig. Die Here sê in sy woord: Ek wou julle by mekaar maak soos 'n hen na kuikens. 'n Ma is 'n hen en ek sien daai kuikentjies onder haar vlerke. Sy sprei haar vlerke uit, dan maak sy haar kroos toe. En dit is vir my wat koestering is. Toe hierdie woord voorberei het, toe sien ek dit in my geestelike oog. 'n Moeder, soos 'n hen, haar vlerke uitgesprei, wanneer hulle so onder haar inkruip, dan maak sy haar vlerke toe. Dis koestering deur 'n moeder. Maar wat sluit die liefde dan ook in? Liefde sluit ook reëls en grense wat ons as ouers vir ons kinders moet stel. Hebreërs 12:6 sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hom aanneem. Net soos die Here ons hemelse Vader is, so is ons vaders en moeders vir ons kinders. En as ons hulle regtig liefhet, sal ons die nodige stappe neem om hulle te dissiplineer. Ek wil vir u die volgende vergelyking maak, sodat u duidelik kan verstaan wat dissipline vir u kind in liefde sal beteken. Sien nou, u het 'n woonstel op die 30ste vloer van 'n verdieping. U woon op die 30ste vloer en daar's 'n balkon buite u woonstel. En as u uitgaan, sien u dat daar geen reëlings rondom hierdie balkon is nie. Sal u uitgaan of sal u kinders laat uitgaan op daai balkon? Nee, u sal sekerlik nie, want dis baie gevaarlik as hulle op daai balkon gaan en daar's nie reëlings nie, sal hulle afval en hulle sal sterwe. Nou, as daar reëlings is, sterk
staal, stewige reëlings. Wat gebeur dan? U gaan uit en u laat die kinders toe en u leun selfs teen hierdie reëling om af te kyk as u nie aan hoogtevrees ly nie. En so laat u die kinders ook toe. Hoekom? Omdat dit veilig is. U is vry, u kinders is vry om daar te beweeg as gevolg van die reëlings. Ek wil dan vir u hierdie illustrasie verduidelik. Die reëlings is reëls, regulasies, grense wat u vir die kinders stel. En binne hierdie grense voel hulle veilig en geliefd en leef hulle in die ware vryheid waartoe God hulle geroep het. Is dit nie 'n mooi illustrasie nie? Sorg dat daar reëlings is, dat jou kinders veilig en geliefd voel in die gesinsopset. En die moeder kan baie daartoe bydra dat die kinders binne in hierdie grense bly. Ja, partykeer toets hulle die grense, maar u moet maar net sterk staan, stewig en sterk soos daai reëlings, en u kinders sal veilig wees in u dissipline wat u uitvoer, en dan ook om dan straf uit te werk wanneer hulle dan nie wil hou by die grense en die reëls nie. U sal sien, dit maak van hulle wonderlike, geliefdevolle volwassenes. So sorg maar dat die reëlings op is. Weet jy wat is nog 'n goeie eienskap van 'n moeder? Sy stel altyd haar kinders se belange voor haar eie. Ek gaan vir u 'n voorbeeld bring in 1 Konings 3 vanaf vers 16. Dit gaan oor 2 vrouens wat gebaar het in dieselfde huis, en dan lê die een vrou haar kindjie dood, sy 3 dae voor die ander vrou gebaar, en dan wanneer sy agterkom, haar babatjie is dood, gaan vat sy die ander vrou sin, ruil hulle om, en wanneer die vroutjie dan wakker word, en sy sien dat haar kindjie dood is, sy bekyk hierdie kind mooi, dan kom sy agter dat hierdie kind is deur die nag omgeruil. Hulle gaan dan na koning Salomo toe, hulle lê hierdie saak voor hom, en wat gebeur dan? Want die een vrou sê, nee, dis my kind, en die ander vrou sê, nee, dis my kind. Toe dink koning Salomo, die een sê, dit is my seun die lewendige, en jou seun die dooie, en die ander sê, nee, die dooie is jou seun, en die lewende myne. Daarop gee die koning bevel, bring vir my 'n swaard, en hulle het 'n swaard voor die koning gebring. Dink jy een oomblik in, hierdie vrou, wie se kind eerstens gesteel is, en nou moet sy toekyk, hoe die koning 'n swaard laat bring. Dink jy net vir 'n oomblik in hierdie situasie in wat wel 'n ware verhaal is. En die koning sê, sny die lewige kind in 2 stukke, en gee die helfte aan die een, en die ander helfte aan die ander. Maar die vrou, wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun, en sy sê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind, maak hom tog nie dood nie. Terwyl die ander sê, wat nou jok in hierdie hele situasie, hy sal nie myne en ook nie joune wees nie, sny deur. Toe antwoord die koning en sê, gee haar die lewende kind, en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder. Die ware moeder van hierdie kindjie was ontroerd oor haar seun. Wat kan eienskappe van 'n moeder wees? Ontroerd beteken aandoenlik, aangedaan, bedroef, emosioneel. Is ons nie as moeders baie emosioneel oor ons kinders nie? Geraak, ons kinders raak ons diep. Ontsteld, ja, moeders kan baie ontsteld en dan ook onthits raak. Selfs toe my kinders klein was, probeer jy altyd die geveg vir hulle veg. As daar 'n geveg is, of 'n verskil, of 'n probleem, of hulle is in die moeilikheid, dan spring hierdie ma in, net soos 'n leeu haar welpies beskerm, net so sal 'n ma inspring en dan hierdie kind verdedig. En baie keer is hulle ook maar bietjie skuldig, né? Maar die ou moeder wil dit nie hoor nie, so sy beskerm hierdie kind en sy stel hierdie kind se belange voor haarself. Beteken ook weekhartig, sagdaar. Ons moeders het maar 'n sagte punt vir ons kinders. En ons kan gou ontroerd raak oor ons kinders se omstandighede, soos hierdie verhaal vir ons gewys het.
En dis goeie eienskappe van 'n moeder. Harte moet sag teenoor ons kinders wees. Ons moet nooit harde harte openbaar nie. Alhoewel ons, soos ek gesê het, vas staan in dissipline, moet ons hart sag wees. Ons moet opreg, ons moet openlik met ons kinders wees, sodat dit hulle net goed kan doen. Moeder, ek weet vandag, ondersoek jy self jou hart terwyl ek praat. Dink jy, sal ek soveel opoffer vir my kind? Is daar regtig opregte moederlike liefde in my hart vir my kinders? Doen ek vir my kinders wat nodig is en wat die Here van my verwag? Moeders moet altyd let op hulle woorde. Maas, dis baie belangrik dat jy werklik jouself sal hoor wanneer jy met jou kinders praat. Spreuke 14:1 sê, die wysheid van vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Ons het 'n groot les om te leer uit hierdie skrifvers. Wysheid, insig, kennis uit die woord, bou die huis op. Sotheid, die Engels sê stupid, miskien beskryf dit meer, 'n gebrek aan kennis, hardkoppigheid, eie sinnigheid. So kan ons aangaan. As jy net dink, jy is reg, jy gee nie jou kind 'n kans om ook sy kant te stel nie, sal u dit ook as sotheid stel. Al hierdie dinge wat ek genoem het, breek af. Ons moet regtig die Here vertrou, om ons wysheid te gee, om ons kinders op te bou, te bemoedig, om hulle nie te ontmoedig nie. Ek dink om my eie pad wat ek met my kinders geloop het, hoe ek baie keer hulle ontmoedig het om iets te doen. En ek is vandag spyt daaroor. Maar ons leer uit ons lesse. Bemoedig, al is hulle al groot mense, bemoedig hulle. Ek dink hoe baie het ek my kinders bemoedig. Self vir Mariskaatjie wat die Hemelatuiste gemaak het as paramedic. En sy moes gaan leer, is 'n baie moeilike kursus wat sy moes doen. En hoe ek haar aangemoedig het en bemoedig het, en Anjaatjie, my oudste, hoe ek haar aanmoedig om haar beste te gee, om die Here te dien met haar hele hart. Positief. Ek sê altyd, as daar negatiewe dinge uitkom, moenie so negatief wees nie. Kom ons wees positief. Geloof wat nie twyfel nie. Geloof in die woord van die Here. Geloof dat hulle bo uit sal kom, dat hulle die kop is en nie die stert nie, dat hulle vorentoe gaan en nie agtertoe nie, dat hulle geseënd is. Jakobus 3:17 sê, maar die wysheid van bo, daar die wysheid wat ons van die Here afbid en hy dit vir ons sal gee sonder om dit terug te hou van ons, is ten eerste rein, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid. Is jy genadig en barmhartig teenoor jou kinders? En goeie vrugte, wysheid bring ook goeie vrugte. Onpartydig met jou kinders, dat jy nie party trek tussen jou kinders, ander voortrek en ander minder aandag gee nie. En ongeveins, dat ons nie sal veins nie, maar dat ons opreg met ons kinders sal wees. Dis my gebed. Moeder, let op jou woorde en hoe jy jou kind hanteer, want jy buig die boompie terwyl hy jonk is. Jy gooi daai sement wat harde sement gaan word. Wees genadig en vra die Here vir wysheid. Waarvan moet ons as moeders se harte vol wees om ons kinders 'n goeie opvoeding te gee? Luister, Hebreërs 11:23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Is dit nie 'n mooi gedeelte nie? Ek dink aan daai liedjie wat sê, geloof wankel nie, maar vertrou die Here. Jou kinders is afhanklik van jou geloof in die Here. Staan vas in jou geloof. Moenie wankel nie en moenie vrees nie, geliefde. Die Here sê, hy is met ons. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie, en ons sal nie wankel as ons op hom vertrou nie. Luister na die volgende gedagte. Jou geloof is soos 'n mandjie waarin Moses behoue gebly het. As jy God glo ten spyte van omstandighede,
ten spyte van wat jy aanskou, is jou geloof soos 'n mandjie en jou kinders sal behoue bly, net soos Moses behoue gebly het. Jou geloof is 'n vaste vertroue in God dat jou kinders se toekoms verseker is in hom. Gaan lees Jeremia 29 vanaf vers 10. Dis 'n geliefde bekende versie wat ek al baie oor my kinders gebid het. Hulle het 'n hoopvolle toekoms vol seën en goeie dinge. As ons op die Here vertrou, sal hy ons tegemoet kom met goeie dinge. En Habakuk 2, waar jy op jou stellasietjie staan en die woord sê, ek kyk uit vir dit wat God gaan doen, en ek sal sien as die goeie kom. Ek sal nie wankel nie. Ek weet dat dit wat in hulle lewe in vervulling kom, nie sal onnodig vertoef nie, maar vinnig sal dit in vervulling kom. Bid God se beloftes oor jou kinders. Van gebed gepraat. As ons vir ons kinders bly intree, sal God ingryp. Luister, as jy bid, as jy intree vir jou kinders, sal God ingryp. Moet nooit twyfel dat God vir jou is nie, moeder. Dat hy vir jou insig, wysheid en krag sal gee om jou kinders wat jy aan hom toevertrou het op te voed in die vrese van die Here. As ons as ouers aan die woord van die Here vashou en ons kinders opvoed in die vrese van die Here, wat kan ons dan verwag om te gebeur? Ek wil vir u statistieke voorhou wat Marilyn Hickey gebring het in haar boek Breaking Generational Curses. Hierdie statistiek het sy in daai boek gegee en ek gaan dit vinnig vir u lees, laat u die parallel sal sien tussen mense wat God nie dien nie en mense wat die Here dien. 'n goddelose egpaar se nageslag. Met ander woorde, hierdie egpaar het God nie gedien nie. Wat het van hulle nageslag geword? Wat het hulle nageslag opgelewer? 300 bedelaars, 150 kriminele, 7 moordenaars, 100 dronkaards, meer as die helfte van die vroue was prostituie. Die nageslag het die Amerikaanse regering in die 19de eeu meer as 1,25 miljoen dollar gekos. Dis hoe die prentjie sal lyk, wanneer jy God nie dien nie. Wanneer jy nie jou kinders in die vrese van die Here grootmaak nie. Onthou, die waarheid staan vas. God is 'n waarmaker van sy woord. As jy jou kinders opvoed in die vrese van die Here volgens sy woord, sal sy woord nie ledig terugkeer nie, maar dit sal doen in jou kinders se lewe waartoe hy dit beveel. Kom ek gee gou vir u die statistieke van 'n egpaar wat die Here gedien het. Onthou, dit is nou seker in 'n bestek van 'n eeu se geslag wat hulle hier vir ons aangee. Is dit nie wonderlik? Lank nadat die ouers oorlede en by die Here is, het hulle geslag, het hulle 'n goeie geslag opgelewer. Van die egpaar wat God gedien het, het 65 professore geword. Het 3 Amerikaanse senators geword, is 3 as staatsgouverneurs aangewys, was 100 advokate en 30 regters, was 1 direkteur van 'n uitstaande regskool, het 75 offisiere in die militêre diens gedien, het 100 bekende sendelinge, pastore en gerekende outeurs geword, het 80 op stadsrade gedien, was 1 die adjunkt president van Amerika. Hierdie nageslag het die staat nie 'n sent gekos nie. Is dit nie wonderlik nie? Dit het my so aangemoedig toe ek gelees het, wat het van die nageslag van hierdie ouerpaar geword. En dit sal met my en u ook gebeur, as ons vasstaan in die Here. Ek praat vanmôre met die moeders, en die moeders speel so 'n groot rol in die opvoeding. Ek sien die vader en die moeder trek saam aan hierdie waarop hulle kinders sit. Hulle trek saam deur die drifte waardeur hulle moet gaan. Hulle gaan saam oor die berge wat hulle moet klim, en niks skeer hulle nie, want hulle kinders se lewens en se toekoms is op die spel.
Ek glo dat hierdie woord u diep geraak het, u binneste aangeroer het, om te dink dat u as moeder het die voorreg om u kind met geboorte na die Here toe te vat en die kind aan die Here toe te vertrou. En dat u dan sal toelaat dat die Here deur die liefde wat hy in die hart uitstort, u kinders te bedien, dat u soos 'n hen haar kuikens, u vlerke sal uitsprei oor die kinders en hulle sal koester, dat u sal let op u woorde, dat u woorde hulle sal seën, hulle sal opbou, hulle sal aanmoedig, want die woorde is soos 'n profesie wat u uitspreek. Wat u as ouerpaar sê, sal u kinders word. So let op jou woorde. Bemoedig jy, as jy positief, is daar geloof in jou woorde. Onthou, wysheid bou die huis, sotheid breek dit met jou eie hande, of sal ek liewer sê, jou eie woorde af. Laat ons harte vol van geloof wees. Laat ons in God glo. Laat dit 'n mandjie wees waarin ons kinders veilig is teen die storms van hierdie lewe, en dat hulle einde sal wees vir ewig in die teenwoordigheid van ons Meester. Kom ons doen 'n gebed saam vir al die moeders. En as daar kinders is wat vanmôre luister na hierdie boodskap saam met hulle moeders, lê sommer nou jou hande op jou moeder, dan bid ons vir haar. Here, ons as moeders is so afhanklik van u om ons kinders groot te maak volgens u woord. Vervul ons met wysheid en insig, om ons kinders te leer aangaande die weg wat hulle moet bewandel in u. Laat u genade elke dag vir ons as moeders nuut wees, sodat ons in staat kan wees om moeders te wees wat in die geloof kan vasstaan as lewensstorms oor ons pad kom. Dankie ons Meester en Heer, dat net goedheid en guns ons as gesin sal volg al die dae van ons lewe. Amen.